Middag almal, ek sien dis 1 uur, so ons kan seker begin. Baie welkom hierso, dit is ons laaste aanbieding vir die jaar. En ons gaan vandag bietjie praat oor Teresa van Avila, maar ek het net besef toe ek nou voorberei vir vandag dat ons gaan ook nou maar net by die puntjie van die ysberg kom. Maar ek sê altyd as iets jou nuuskierig maak en jy wil meer weet, dan kan mens mos maar self gaan lees. Ons moet altyd plek vir dit. So, ons doen vandag vir, soos ek gesê, Teresa van Avila. Julle sal sien daar op die PowerPoint, daar geboortedatums, 1515 tot 1582. En hooplik, as jy so 'n bietjie geskiedenis in jou kop het, dan gaan jy seker outomaties 'n paar verbande trek. So ek het gedink, ek wil daarom net haar plaas met haar naby tydgenote, is Johannes van die Kruis, wat ons die vorige keer gedoen het. So die eerste 2 skyfies gaan ek ook maar net bietjie herhaal van wat ons gedoen het toe ons na hom gekyk het, want hulle was tydgenote, hulle het mekaar geken, hulle was vriende, hulle was van dieselfde land. En ek het nou gedink is ook belangrik om te weet dat sy ook so in 'n sekere sin ook haar lewe oorvleuel het met die van Ignatius van Loyola, van die Jesuïte orde, wat self gebore was in 1491 en ook 'n groot deel van die 16de eeu geleef het. En dan weet julle mos, hooplik, dat Luther sy 95 stellings vasgespijker het, glo mense, in 1517 by die kerkdeur van Wittenberg. So, julle sal sien as die 16de eeu was 'n besige tyd. Dit was 'n tyd van verskillende vorms van reformatie. Reformaties soos die protestantse reformasies wat ons ken, maar ook bewegings binne in die katholieke kerk. En die 3 persone, Johannes en Ignatius en Teresa, is voorbeelde van veranderings in die kerk self. En dan ook in die 16de eeu het ons die Concilie van Trent gekry. Dit was die reaksie op die protestantse reformatie deur die katholieke kerk. Julle sal sien, is ook in die tye wat Teresa geleef het. So julle, net om 'n idee te gee van wat het alles in daai selfde eeu gebeur. Nou, die volgende skyfie het ek uitgehaal uit die vorige aanbieding oor Johannes van die Kruis, want ek wil dit maar net weer herhaal. Ek sal dit vinnig herhaal, dat Spanje in die tyd is mens kan amper sê, in 'n reaksie op hulle gemengde herkoms. So 'n groot deel van Spanje was vanaf die 8ste eeu onder moslimbeheer, en baie van die gemeenskappe, veral in die suide, het Christene, Jode en moslems geïntegreerd geleef, maar vanaf die 11de eeu het die Christene begin om grondgebied weer oor te neem, en die twee koninkryke van Castile en Leon en van Aragon is verenig onder koning Ferdinand en koningin Isabella, en net daarna het hulle begin om veral die Jode, eintlik in die hele 15de eeu uitgedryf, en die Inquisisie is begin. So die Spaanse Inquisisie is gestig met die idee om Jode wat geforseer is om te bekeer tot die Christendom te ondersoek, om te kyk of hulle regtig Christene geword het. En as hulle geweier het om hulle te bekeer, is hulle, party is daar's doodgemaak ook, maar baie is dan net weggejaag uit Spanje uit. So dit was 'n tyd soos dieselfde van Johannes, waar daar mos nou die konflik was tussen die converso groepe, dit was bekeerde Jode, en dan die sogenaamde suiwerbloed ou familie Christene in Spanje. So hierdie is maar net weer 'n prentjie, so dis die 2 koninkryke wat verenig het onder Isabella en Ferdinand. Dis 'n idee van hoe wyd in die moslimbeheer was ook, tot en met die 10de en die 11de eeu. En hier het ek vir ons, net om Teresa 'n bietjie meer op 'n plek te plaas, het ek vir ons Avila. Julle sal nou sien dat die 2 foto's is foto's wat ek geneem het, en die ander is die internetfoto's. Ek dink myne is bietjie mooier.
So, ek was daar in 2019 by Avila en dit was nogal 'n belewenis om ook daar in Spanje rond te reis. So, wat is die bronne wat ons het vir Theresa? Baie van haar eie werke, wat sy eintlik so bietjie met op 'n stadium gedwing was om te skryf. So die eerste belangrike een is, ek het die Spaanse titels ook daar gesit, want sy het in Spaans geskryf, is maar die boek van haar lewe. Ek gaan nou 'n bietjie terugkom daarna, die Interior Castle of the Mansions, The Way of Perfection, The Book of Foundations, ons het meer as 500 briewe van haar meditasies. So as jy 'n bietjie meer van haar wil leer, kan jy al hierdie boeke natuurlik op 'n PDF op die internet kry, want daar's mos lankal nou nie meer sal mens sê publikasieregte daarop nie. So ek kan julle uitnooi om van hulle bietjie te lees, maar mens moet maar net altyd jou selfde hermeneutiese skills gebruik as wanneer jy die Bybel lees om te onthou wat was die konteks waarin geskryf is, wat gaan hier aan, hoe kan ek dit verstaan. So kom ek wil so 'n bietjie iets vertel van haar lewe. So ek gaan die begin van die sessie gaan ek bietjie praat oor haar lewe tot en met haar sterfte en heiligmaking, en in die tweede deel van die sessie sal ek fokus op die inhoud van haar boeke en wat is belangrik aan Theresa. So sy is gebore in 1515, haar pa se tweede huwelik. Haar ma is getroud op 15, 10 kinders gehad, gesterf op 33. Maar meeste van haar broers is na die sogenaamde nuwe wêreld, so weer eens histories, die 16de eeu is die tyd van die uitbreiding en die ontdekking van nuwe kontinente. Ons weet veral in Suid-Amerika is baie Portugese en Spaanse kolonies begin. Haar pa was van die laer adel, haar ma Beatrice was een van die 2 hooffamilies van die stad. Ons het nou al aangeraak daaraan dat as jy Joodse bloed gehad het, was dit problematies. Jy sou byvoorbeeld nie opgeneem geword het in 'n klooster nie, jy sou nie belangrike posisies mag bekleed nie. So Theresa het wel Joodse bloed gehad, maar ons meeste geleerdes aanvaar dat sy dit heel moontlik geweet het, maar dat haar konteks en omgewing dit nie geweet het nie, want haar oupa aan haar pa se kant is in 1485 deur die Inkwisisie gestraf omdat hy in geheim Joodse godsdienstige gebruike gevolg het, maar hy was toe nog in Toledo. En hy het toe geskuif na Avila toe. So daai dokumente rondom sy aanklag was nie in Avila nie, dit was in Toledo. So ons kan aanneem hy het gehoop dat hy 'n nuwe lewe kan begin daar waar mense nie weet van sy agtergrond nie, want andersins sou Theresa nie opgeneem geword het in een van die kloosters, Augustiniaans of Karmeliet, waar sy wel op die ou ende opgeneem is nie, maar dat sy moontlik bewus was van haar eie Joodse voorvader is sekerlik so. Haar pa was baie lief vir boeke en hy het baie Spaanse boeke aangekoop dat die kinders kan lees. Theresa skryf ook baie oor die effek wat boeke op haar lewe gehad het, hoe sy deur dit opgeneem is en hoe dit haar denke verander het. Maar na ma se dood was haar ouer suster in die huis, toe haar ouer suster trou, toe sy geen ouer vroue by die huis nie. Sy het blykbaar so 'n bietjie van 'n fling gehad in die Spaanse kultuur, het sy seker maar net skuins gekyk vir iemand, maar haar pa was net bang vir haar morele waardes en haar toe op 15 gestuur na 'n Augustiniaanse klooster. Sy het 'n tydperk daar gebly, toe siek geword en toe by haar oom gaan bly en daar het sy van die nuutste geestelike literatuur oor stil gebed begin lees. En op die ouderdom van 20 het sy besluit om 'n non te word. Sy word deel van die Karmeliete klooster. Dit was ook teen haar pa se wense. Maar die Karmeliete kloosters in daai tyd was ook redelik laks. Dit was net toeganklik vir rykerige persone. So die vroue wat daartoe gekom het, moes 'n bruidskat bring. Besoekers het gekom en gegaan. Hulle kon uitgaan vir die dag. So aan die een kant was dit 'n lakse omgewing, maar aan die ander kant het hulle nog steeds hulle 8 daaglikse gebedsmomente gehad. Hulle het gevas, hulle het weeklikse bid gehad, stilte, alledaagse take ensovoorts, wat blykbaar vir van die ryk girls 'n bietjie te veel was, want hulle moes die kombuisdiens ook doen. Toe word sy weer siek. So die eerste deel van haar lewe is baie ingekleed deur siektes. En haar pa
het besluit maar hy gaan vir haar na, ek het seker lekker geweet om dit te vertaal nie, maar sê nou maar plaaslike geneesheer vat, wat op die ou einde vir haar so siek gehad het, dat sy by die dood omgedraai het. Weereens het sy by haar suster gaan bly en onder andere die boek van Francisca de Osuna gelees, The Third Spiritual Alphabet. 'n boek wat nie so seer deur die Inkwisisie verban is nie, maar nooit geherdruk is nie. En in hierdie boek was die uitgangspunt dat God woon in die kern van elke mens en dat 'n liefdevolle, intieme verhouding met God bereik kan word tydens jou aardse lewe deur selfopgawe en stil innerlike gebed. So sy was nogal beïnvloed ook deur hierdie boek wat sy daar gelees het. Toe sy terugkeer toe na Avila na die hulp van hierdie sogenaamde dokter, het sy verskriklik siek geword, in so 'n mate dat hulle in 1539 die laaste rite aan haar bedien het, hulle eintlik op pad was om haar te gaan begrawe, sy het haar bewussyn verloor, sy het op haar asemhaal, en haar pa het gevra, maar kan hom nie net nog 'n dag wag nie. En toe hulle die aand tydens die waak om haar staan toe, volgens oorlewering het haar broer iets afgestamp van 'n tafel af en toe slaan iets aan die brand, dit was seker 'n kers, dit was 'n redelike commotion en toe skrik sy wakker. En toe het sy baie stadige lang herstel tydperk gehad vir ongeveer 3 jaar wat sy van vooraf moes deurloop, moes kruip na plekke toe en haar gesondheid regtig 'n knou gekry het. En dan die volgende 12 jaar van haar lewe het sy in die klooster gebly, maar as sy terugwerkend daaroor skryf van haar lewe, het sy gesê sy het die roetine van die klooster beoefen, sy het die gebede gedoen, besoeke gedoen, maar sy het nie altyd vreugde gevind in dit wat sy doen nie. En toe in 1555 word daar 'n nuwe beeld of 'n uitbeelding, skildery, is nie seker wat dit was nie, van Christus na die klooster gebring vir verering, so waar die nonne voor dit kon bid. En hierdie was 'n uitbeelding van die lydende Christus. En die uitbeelding het haar ongelooflik geraak. Sy beskryf ook in haar lewe, in die boek van haar lewe, hoe dit haar net getref het. Hierdie Christus wat in sy lyding haar nodig het. En dit was die begin van 'n nuwe fase ook in haar lewe. Sy het dit self vergelyk met die bekering van Augustinus, wat sy rukkie voor dit is 'n nuwe Spaanse vertaling van sy werk gekry het, soos julle kan onthou, Augustinus wat die ervaring van droefheid gehad het in die tuin. En in die periode 1555 tot 1560 ontvang sy dan ekstreme geestelike ervarings wat vir haar laat wonder het, wat gaan eintlik hier aan? Is dit van die Here, is dit van die duiwel? Sy sien visioene, sy ervaar ekstase, sy ervaar periodes van God se teenwoordigheid, sy ervaar hoe sy uit haar liggaam uitgaan. En van haar eerste geestelike begeleiers het vir haar laat verstaan dat dit is verkeerd, dat iets met haar verkeerd is. Gelukkig het sy met tyd meer volwasse geestelike begeleiers gehad wat vir haar geleer het om dit te hanteer. En in haar lewensverhaal was juis vir haar 'n manier om te probeer sin maak van dit wat sy ervaar. En om dit ook dan neer te skryf, want in daai tyd met die Inkwisisie was vorme van stilgebed was verban, die kerk wou beheer hê oor alles, en haar geestelike begeleiers het gevoel, as sy net oor haar ervarings gaan skryf, en dit gaan interpreteer binne 'n ortodokse raamwerk, dan is sy veilig. So die skryf van haar boek was eintlik haar manier om sin te maak van wat met haar gebeur het, maar ook om die Inkwisisie te paai. So ek lees vir ons daardie aanhaling. She was never trained in scholastic theology and unfamiliar with all its carefully drawn terminology and precise distinctions. Teresa would struggle to explain these ineffable experiences. Her Vida is in large measure an attempt to come to grips with these experiences and place them in some sort of an intelligible context. So van die ervarings, ek gaan net so 2 lees wat uit haar boek uitkom. A feeling of the presence of God used to come over me unexpectedly, which made it impossible to doubt that He's within me, and I was wholly engulfed in Him. This was not like a vision. I believe it is called mystical theology. The soul is then suspended as if it were completely outside itself.
So julle kan klaar sien, sy probeer kerktaal gebruik om te probeer verduidelik wat met haar gebeur, sodat sy dit kan justify en verduidelik aan die lesers van haar boek. I would like, with the help of God, to be able to describe the difference between union, rapture, elevation, or what they call flight of the spirit or transport, which are all one. I say these are all different names for the same thing, which is also called ecstasy. So I skryf ook, a great love of God grew in me, and I do not know how to put it there. Who put it there? I find myself wanting to die from the desire to see God. Sy het 'n ervaring gehad van wat die Engelse tekste praat van 'n transfiguration, waar engele hart deurboor met 'n vlammende pyl, 'n lans, wat uitgebeeld word ook in verskillende kunswerke wat 'n redelike sterk erotiese taal gebruik het. So haar ervaring van verlange en desire en van hoe God haar binnendring. Maar in plaas van dat Teresa nou in die klooster bly en net met haar ervarings worstel of haar dan verlustig, het hierdie ervarings juist die basis geword van haar hervorming. Dis uit hierdie ervarings wat sy amper na 12 jaar se droogheid, voel dit vir haar nuwe lewe gekry het, 'n roeping gekry het, en sy het besluit sy wil 'n nuwe Karmeliete huis oopmaak in Avila, wat nie so lakse huis is nie, waar daar moet nie staan sonde nie, daar moet staan sonder, waar persone nie uitbeweeg het na buite nie, waar hulle in armoede geleef het, waar daar stil gebed was, en sy dan die skaalst of sandale en die skoene nie, soos met Johannes van die Kruis orde begin, en besluit dat hierdie ordes gaan onderhou word deur hulle eie arbeid, en almoese, hulle gaan nie grond besit nie, hulle gaan nie hier geld vra nie, en dan ook binne in hierdie eerskande familie taal van Spanje, is enige vrou in hierdie orde welkom, in haar kloosters, wat nie so was nie, maak nie saak van wat 'n klas jy is het, maak nie saak wat bloed jy in jou are het nie, of jy van Joods of Christelike agtergrond is nie, maak nie staat of jy 'n trouskat kan bring of nie 'n trouskat kan bring nie, enige iemand is welkom in haar klooster. En daarom stig sy in 1562 Sint Josef in Avila, en sy reis deur die hele Spanje. Dit is al die plekke waarheen sy gereis het, en dis ver, Spanje is groot, en daar het sy verskillende van hierdie hervormde Karmeliete kloosters gestig. Sy het nie stil gesit nie. So dit was daai intense ervaring van God wat uitgeloop het op haar hervorming, daadwerklike hervorming van die Karmeliete orde. Sy sterf op die ouderdom van 67 van bloeding, en dan is daar dadelik, dit is eintlik maar die ons onthou met Catharina van Siena ook maar die Grie-stories, in 'n tyd waar hulle koeie en die dele van liggame beskou word as iets wat die krag het om wonderwerke te verrig, of as iets heilig, want sy sterf toe by Alba, nie by Avila waar sy gebly het nie, en daar was 'n groot konflik oor haar liggaam. So hierdie is maar 'n grous stukkie wat ek nou gaan vertel. So haar liggaam is na Avila, maar haar linkerarm is gelos in Alba. En dan met al die opgrawings wat daar gemaak is om heeltyd haar liggaam te skuif, was daar baie aansprake gemaak op die wonderwerke, dat haar liggaam het nie ontbind nie, daar was 'n aangename geur, dit kon nog bloei, daar het olie uitgekom, daar was met tyd stukkies afgesny en oral heen gestuur, so teen 1590 was haar liggaam erg gemutileer. Ons weet haar hart is geplaas in 'n reliquiehouer, ons weet daar's 'n hand na Lissabon toe, 'n voet na Rome toe, daar's tot stukke in New Mexico. En haar biegvader het 'n vinger om sy nek gedra. So hierdie idee, maar ek dink om dit te verstaan moet mens die middeleeuse verstaan rondom materie, matter, die teenwoordigheid van God, sakrament ensovoorts. Sy is in 1614 salig verklaar, 1622 as 'n heilige verklaar. Een van haar eerste biograwe sien haar nogal as 'n antidote teen Luther. Ek lees, by forming seker, the sainted woman, so she could serve as an antidote to his poison, so that whatever was withdrawn from God on one side by Luther should be gathered and collected on another side by her. Dis 'n interessante interpretasie van haar lewe.
En dan in 1970 word sy een van die vroue doktore van die kerk, en die vroue doktore van die kerk is dan redelik gekoppel aan, of al die doktore van die kerk is gekoppel aan iets, sy word 'n dokter van gebed, wat eintlik baie ironies is, omdat juist die vraagtekens oor haar lewe was oor haar vorming van gebed. So hier sien julle die ander, dit is Hildegard van Bingen, Teresa van Lisieux en Catharina van Siena, is ook van hulle. So nou wil ek net so 'n bietjie stil staan by van die hoofelemente uit haar lewe, uit haar lewensbeskrywing. So ek sê ek raak nou maar net 'n bietjie aan die tippie. So in die eerste plek het sy haar Vida geskryf om sin te maak van haar ervaring en om kerkleiers gerus te stel. Sy het gesê in haar Vida, sy is bereid om haar ervaring te submit, dat die inkwisisie kan besluit of dit binne of buite die kerk se grense gebeur. Rowan Williams skryf nogal dat in die boek gebeur daar Teresa's struggle for acceptance and legitimacy and God's struggle to be present to Teresa. So as jy die boek lees, kom jy agter sy is ongelooflik oplettend rondom haar eie menslikheid en haar eie optredes en ook die van ander. Sy raak al hoe meer in haar lewe bewus in hierdie klooster opset hoe jy die regte kan doen vir verkeerde redes, hoe dit moontlik is dat jy teen genade kan werk met goeie dinge. Hoe maklik jy mense kan mislei deur voor te gee dat jy iets is wat jy nie is nie. So vir haar was 'n baie sterk oortuiging dat God het op die einde die finale sê in haar lewe gehad. Dit was God wat haar selfsugtige wil oorheers het. En dit was juist die lydende Christus wat tot haar gepraat het, want sy was baie bewus daarvan haar hele lewe lank dat sy nie goed genoeg is nie, dat sy nie 'n goed genoeg Karmeliete non is nie, dat sy nie vir God goed genoeg dien nie. En die lydende Christus het haar laat verstaan dat Christus het haar nodig. In sy weerloosheid, die weerloosheid van hierdie beeld wat sy voorgesit het sy besef, hy is nou so weerloos, dat hy kan nie haar teenwoordigheid weier nie. Hy het haar nodig. En dis dan die temas wat baie van haar later werk na vore kom, die vriendskap met Christus, om getrou te wees, nie aan die eer van die samelewing nie, maar aan God, en dat daar moontlikheid is van menslike gemeenskap in 'n klooster, in 'n samelewing wat gegrond is op die vriendskap en trou van God. En haar bekering vir haar was dat sy begeer word deur God in haar geheel en dat sy benodig word deur Christus, en dit was dan half die katalysator vir haar eie hervormingsbeweging. Ek lees vir ons wat Rowan Williams skryf, her conversion is the acquiring of a particular awareness that she has a gift to offer God and God's people, which she alone can give. It is a receiving of that authority that enables her to write the book at all. So sy probeer baie verduidelik van waar kom die oorgang van waar jy dinge doen vir God en waar God begin dinge in jou doen. Sy het nie saamgestem selfs met Johannes van die Kruis en van die ander middeleeuse mystici dat jy jouself moet leegmaak en dan volg God die vakuum nie. Sy het net geglo dat God disrupt jou pogings. So sy gebruik baie die beeld van 'n tuin. Ek kan nie dit in detail kan verduidelik nie, maar volgens haar is die tuin droog. Die tuin is die siel, die tuin het water nodig en jy gaan haal eindelose emmers water. En hierdie eindelose emmers water wat jy dag na dag doen is 'n mengsel van vervelige boring effort en nou en dan 'n bietjie vreugde en dan skielik sal God dit onderbreek met God self. Dis nie jy wat iets verdien nie, dis nie jy wat iets laat gebeur het nie, dis God wat na jou toe kom. En daarom het sy met tyd, 'n weerstand is seker die regte woord nie, maar sy het met tyd baie hard gepraat teenoor forme van spiritualiteit waar mense dink hulle het gearriveer of hulle is heilig. Sy het op een stadium gesê, God deliver me from people so spiritual that they want to turn everything into perfect contemplation no matter what. Vir haar was dit die mengsel van boring effort en intermittent consolation. Sy het ook gesê, we are not angels, we have a body. Sy was baie bewus van ons menslikheid en daarom het sy troos gevind in Christus se menslikheid. Vir haar was, ek is 'n mens, Jesus is 'n mens, dis in Jesus se weerloosheid en lyding waarmee ek kan assosieer en Christus met my kan assosieer. So ek ontmoet Christus in sy menslikheid.
nie in sy goddelikheid nou seer nie. So ons is nie engele nie. En sy het ook op 'n stadium gesê toads cannot fly. So ons moet nie probeer om goed te laat gebeur, hierdie ekstreme ervarings te hê terwille net van die ervaring nie. So vir Teresa was alles wat met haar gebeur het wat baie buitengewoon of bonatuurlik voel, het sy altyd besef, dis nie iets wat sy laat gebeur het nie, dit het van God af gekom. Ek was nog altyd baie lief vir die gedig van Sheila Cousins, so ek gedog ek gaan dit sommer hier inbring. Want daar was ook nou verhale van dat sy gelifeteer het en dinge soos dit. Daar skryf Sheila Cousins, dit help nie juis dat ek rig en leer as ek bokant hulle koppe verkeer. As ek benadruk ons is engele nie en hier waar rempel dan lifeteer. So, dis so iets van nou. Ja, so ek sommer net hier wat Williams ook sê dat daai omkeer van sy hoef nie approved te word deur God nie, dit is eintlik God wat haar en haar hele menswees nodig het. So dan haar eerste boek, The Way of Perfection, of een van haar ander boeke, is ook maar dan, so haar boeke, sy kon, byvoorbeeld sy moes Alvida gee vir die Inquisitie, sy het nooit daai boek weer teruggekry nie, so sy kon nooit later byvoeg en sê, maar sy voel nou eintlik 'n bietjie anders oor goed, jy sal agterkom, soos sy haar tekste skryf, groei sy eintlik 'n verstaan in haarself. En vir haar was die groei en vriendskap met God baie belangrik. In hierdie eerskande omgewing was vriendskap met God vir haar baie belangrik. So die laaste sin van die boonste quote sê ek, God has few friends, and when the authorities of the church do not seem overeager to help people grow in friendship of God. En dan die tweede aanhaling net uit die boek, God loves a lover and is loved in the lover. The lover will always assume that God is doing the loving in and through her and other lovers, and thus that God must be the loving God in our loving relationships, since nothing in us as creatures has a claim to the kind of love that God offers. Ek kan nie in diepte ingaan in al die boeke nie, ons het nie die tyd nie, maar die ander belangrike boek van haar is The Mansions of the Castle of the Soul, waar sy hierdie beeld gebruik van die siel is 'n glaskasteel met God in die middel, maar in hierdie glaskasteel is daar baie vertrekke, maar omdat dit 'n glaskasteel is, kan jy deur die een vertrek sien na die ander vertrek. En dat ons geestelike lewe is dat ons maar in baie van hierdie vertrekke woon of dwel, maar nie altyd in dieselfde vertrek nie. Sy het nie die idee van stasies dat jy gaan nou meer heilig word nie, maar sy het probeer verstaan hoe verander jou verstaan van jouself en van God in jou lewe. So wat doen ek as ek ingaan in myself en om God te vind? En sê sy, daar's baie kamers, maar God is in die sentrum en partykeer misgis ons, soos sy sê, 'n kamer wat nog ver is eintlik van die kamer waar God is. So ons moet gedurig oop wees om te groei en om deur God verras te word, as ek dit nou baie vinnig kan opsom. En dan het sy baie interessante uitgangspunt, en ek dink dit kom deur in al haar boeke, is die idee van selfinsig of selfinteresse, of om in jouself gekeer te wees. Vir haar is daar 'n groot verskil tussen selfinsig van my, dat ek gebroken is en sondig is, en dat ek myself eintlik vind in God se liefdevolle blik op my, teenoor, en ek dink dis wat ons baie keer ook ervaar, teenoor wat mens kan sê selfinteresse, dat ek vir myself interessant is, en dat ek met myself besig is, en ek bietjie meer van myself wil weet. Maar dis eintlik omdat ek dink ek is ongelooflik interessant. Sy sê dis nie selfinsig nie. Selfinsig is nie 'n selfsugtige interesse in myself nie, dis meer die insig wie ek is in die teenwoordigheid van God
en dat ek groei in kennis van myself. Self maar wat Calvin gesê het. Dat ek leer myself ken en my sonde, hoe meer ek God leer ken en vice versa. Ek hou nie, gaan nie oor om doenig te wees met myself, bloot uit interesse vir myself nie. So net so 'n paar idees van, ek dink al bydra, so sy, miskien net voor ek dit sê, sy was nie so geliefd in haar tyd nie, ek bedoel, sy was 'n moeilikheidmaker, sy het 'n klooster hervorm wat nie hervorm wou word nie, sy het die land vol getoer, kaalvoet, en op mense, letterlik, figuurlik, op mense se tone getrap. Sy het oor gebed gepraat, binne, so op die rand van dit wat beskou was as orthodox of nie, oor dinge gepraat wat ander persone op die inkwisisie se lys geplaas het. Sy het ervarings gehad wat sy gedurig moes verduidelik het. So, daar was ook maar 'n ambivalensie rondom haar resepsie deur haar tyd. Maar vir haar was teologie daar waar ons die lewende God ontmoet. En in die gemeenskap van Spanje, waar eer en bloed en herkoms verskriklik belangrik was, was die vriendskap met God vir haar die belangrikste. God het ons vrylik sy vriende gemaak, daarom moet in die gemeenskap almal vriende wees, ten spyte van hulle sosiale posisie. En ons moet toelaat dat God se vriendskap alle sosiale skeidinge oorbrug. En dit hang vas saam met geestelike volwassenheid, dat daai idee van dat ek kan heiliger of beter of meer spiritual as iemand anders is, het daar gepla. Sy sê as jy regtig 'n vriend van God is en vriend is met ander persone, dan gaan jy nie gepla wees oor jou geestelike reputasie of waardigheid nie. Sy was baie bewus van mense wat nie hulle eie sondigheid herken nie, so sy skryf op 'n stadium, van twee ander persone, she and two other souls that I've seen in this life, who were saints in their own opinion, caused me more fear than all the sinners I have seen. So haar eie ervaring met haarself, sy was so bang, omdat sy hierdie extreme ervarings gehad het, dat sy mislei word, dat dit nie van God afkom nie, dat dit van 'n ander plek afkom, is dat sy so geleer het om self te leer onderskei en ander mense te leer onderskei, waar is iets 'n Godgegewe geskenk en waar is iets net 'n vorm van selfmisleiding, en vir haar was dit juis ons gebrokenheid en ons sondigheid. Sy leer vir ons 'n bietjie oor ekstase, dat daar sekere dinge wat met persone kan gebeur wat ons nie altyd kan verduidelik nie. En as dit val binne die riglyne van 'n geloofsgemeenskap, is dit baie moeilik om te sê, jammer, ek sal nie laat dit weer gebeur nie, as dit nie van haar af gekom het nie. So haar ervaring was dat God het gedurig gekom en haar manier van doen kom disrupt, en sy kan nie anders as maar om te sê dat dit gebeur het. En dat die gehoor moet maar probeer sin maak daarvan, so sy sin maak daarvan. Teresa ontbloot ook haarself deur te sê dat dis juis hierdie ervaring van God se teenwoordigheid en ekstase, wat dan baie keer ook volg op tye waar God ver is en daar nie hulp is nie, en dat dit ongelooflik pynlik is. As jy iets ervaar het van die verlange na God en die liefde van God en ontmoeting van God, dan is dit al wat jy eintlik wil hê. So sy sê partykeer het haar ervaring sal laat voel asof sy 'n gekruisigde is tussen hemel en aarde. Daar kom van nêrens hulp nie, en as daar hulp van God kom, word die verlatenheid en die lyding net erger, want die verlange na God word al hoe groter. Haar behoefte was nou na niks anders as God nie, en dat die liefde die kern is van alles. En die van julle wat so lief is vir die Taizé-liedere, het seker al die een gehoor wat aan haar toevertrou is, die Nada de Turbe, let nothing disturb you, nothing frighten you, all things are passing, God never changes, patience obtains all things, whoever has God lacks nothing, God is enough. Ek wil miskien net eindig deur te verwys na een van die boeke, wat die van julle wat 'n bietjie hou van uitgedaag word, 'n bietjie verder wil dink, wat hou van mooi prosa,
wat bereid is om 500 plus bladsye te lees, kan ek regtig die boek van Julia Kristeva aanbeveel. Ons weet sy's 'n filosoof, sy's nie 'n beleidende Christen nie, so sy kom vanuit 'n ander kritiese hoek, maar sy het 'n verskriklike mooi boek geskryf, Teresa My Love, wat ek regtig kan aanbeveel. Dis omdat ek Kristeva se Teresa My Love gelees het, dat ek besluit het ek wil in Spanje kom. Ek wil in Avila kom. Sy het ook 'n manier om amper ek dink wat ek hou van Kristeva is om amper daar's 'n stuk, wat kan mens sê, humor en asprisheid ook in Teresa. So sy sal regtig in haar boeke so bietjie push en joke en so tussenin, maar dinge sê teenoor die inkwisisie en teenoor 'n sekere God verstaan, om te sê maar hulle verstaan nie eintlik. Maar sy doen dit so op 'n baie subtiele manier. Was sy eintlik ook besig om met haar gehoor te speel, en dis veral dit wat Kristeva uitlig in haar bibliografie. So ek dink ek gaan eers hier stop. As daar enige vrae is of iets wat julle wil vra oor, dan kan ons 'n bietjie verder gesels. So ek is nou oop vir gesprek. Johan. Liesel, ek wil net sê die afgelope 2 jaar was dit vir my 'n openbaring om na die stukke te luister wat jy aangebied het, want die mense het nie eintlik so baie van die mense geweet nie, enerzijds, en anderzijds het hulle ook nie altyd 'n maklike lewe gehad nie. Trouwens, hulle het, ek dink hulle het baie swaar gehad, baie van hulle, en baie teenspoed beleef en teenstand beleef. So dit was vir my nogal werklik interessant om na al hierdie persone te luister, want ons het nooit op fakulteit eintlik van hulle geleer nie. Nee, ons het nie, en ek dink wat ons baie keer vergeet is eintlik dat daar is maar altyd 'n vorm van 'n institusionele kerk wat uitgedaag moet word. En die een wat hulle uitdaag is nie altyd wat die woord gewild nie. En dit maak nie saak van watter van watter denominasie jy nou kom nie, want jy pak gesagsstrukture aan, en ek dink wat nogal bietjie groter is in 16de eeuse katholieke tradisie is vanweë die hervorming wat eintlik die katholieke kerk, mens kan sê, geskeur het, was die inkwisisie baie meer versigtig oor hoe formuleer en hoe praat jy en hoeveel gesag het die kerk. Sodat die gesag regtig, die kerk op daai stadium gesag vir gehad het hoe jy bid as jy alleen is. Dat jy mag net hardop bid. Alles wat sy ervaar of gedoen het, moes sy met 'n geestelike begeleier uitgeklaar het. En dan saam met dit was dit daai, verbeel jou nou, jy het 'n geestelike begeleier wat nie 'n cooking kloot wat in jou lewe aangaan nie die wysheid het om dit te hanteer nie, en om dan vir jou te sê nee, alles is van die duiwel. Verstaan? So daai tipe onderskeiding. Nee, sy het maar ook al deel swaar kry gehad. En interessant dat haar pa haar nou na 'n klooster toe stuur omdat hy bang was dat sy dalk nou op 'n verkeerde pad beland. Ja, nee, dit is baie cool. So wat baie bronne sê, sy was blijkbaar baie bietjie van 'n outgoing girl. So sy en haar boetie het byvoorbeeld, toe hulle baie klein was, hulle sakke gepak, want hulle gaan nou op 'n kruistog. Jy weet, soos iemand jou takkie pak en jy gaan nou, jy loop nou weg. En in die Spaanse samelewing was eer mos baie belangrik. So jy moenie, en die eer en die skande van die familie, en blijkbaar was daar 'n klein gebeurtenis tussen haar en 'n ouetjie. En dit het haar pa net laat besef, maar hy sal haar eer moet oppas. En toe nou maar vir haar sak en pak klooster toe. Maar ek dink hy het nou gedink sy sal daar bly vir 'n ruk en dan miskien weer terugkom later. So die tweede keer wat sy klooster toe is, was uit haar eie keuse uit, en toe het sy net geopt, nee, sy wil nie. Ja.
Ekskuus, as 'n mens nou net dink aan wat hierdie week gebeur het in Nigerië, die noorde van Nigerië, waar daar twee mekaar gesoen het en toe word hulle deur die Moslimraad gedwing om te trou. Ja. Ja, dis amper daai tipe Ja. samelewing waar jy was, ja. Ja. Dankie. So, dis reg. Liesel, baie dankie. Ek het dit baie geniet. Hi. Ja, ek het gewonder, ek is 'n groot Teresa fan, ook maar haar goeders op my eie ontdek en deur die Katolieke benadering daarvan, haar geskiedenis geleer en so aan. Haar boek The Interior Castle, was dit ook onder opdrag geskryf? Ja, ek wonder sommer net, omdat dit so ongelooflike stuk werk is en eintlik, ja, mense net haar vermoë om dinge waar te neem daarin sien, maar ook om taal te skep eintlik vir dinge waar nie taal was nie. Dat sy dit so helder kon formuleer, is 'n ongelooflike gawe. Ek het so gewonder, hoekom het sy daardie boek geskryf en ja, ek sê net 'n bietjie daaroor kan sê. Kyk, die interessante van Teresa is en baie van hierdie vroue, as hulle nie hoef te geskryf het nie, sou hulle nie. So ek dink haar trigger was, die Vida het almal gesê, jy moet maar skryf. Maar daai boek was nie, ek dink, sy het seker self besluit, is nog nie voltooid nie, want ek's nog nie klaar met dit wat ek beleef nie. So die ander boeke het sy uit en uit geskryf vir haar kring. Ek dink nie sy hoef dit te geskryf het nie. Wat ek verskriklik hou van Julia Kristeva as 'n uitgangspunt, wat vir my nog altyd baie bly, sy skryf iewers op 'n stadium dat Teresa wrote herself into being. Ons sou nie geweet het wie Teresa is as Teresa nie geskryf het nie. En in haar skryf het sy mens geword. En ek het 'n bietjie met Rowan Williams se goed ook gesit, dat hy self sê dat jy kan agterkom as jy die Interior Castle en al daai boeke lees, is dat sy stoei ook vertaal. Soos sy, dink ek, haar skryf was haar manier om sin te maak van iets wat sy self probeer het om van sin te maak. So om haar eie ervarings, haar eie insig, haar eie teologie, want ek dink daai boek is 'n stuk teologie, haar eie teologie te moet begin verwoord, die regte taal te kry. Hoekom optik vir 'n optik vir hierdie mansion of hierdie kasteel? Hoekom optik vir kamers? Hoekom is dit van glas? Hoekom is water heeltyd teenwoordig? Ons is heeltyd water. So ek dink daai in die Way of Perfection was nie noodwendig vanuit kerkgesag nie, maar moontlik net uit haar mense rondom haar en haar eie verstaan. En ek wonder vir almal van julle wat hier sit, dit is omdat jy 'n preek skryf, of omdat iemand vir jou vra om 'n meditasie te skryf, wat jy eintlik iets word, want jy weet eintlik nie wat jy oor 'n ding dink, voordat iemand dit van jou vra nie, en dit wat jy dan daar neersit, is in 'n sin jy. Ek het nogal gedogte, wel ek voorberei, mens kan eintlik in die toekoms probeer om byvoorbeeld tekste te doen. En ek dink daai Interior Castle is die moeite werd om net deur te dink en saam te lees. Ja. En al mense kennis. Ja. Ja, Johan vra nou oor die heiligheid. Ja, dit is vir my ook altyd interessant dat dis paradoksaal en ironies eintlik, dat die moeilikheidmakers wat op tone trap, iets van hulle beliggaming van iets tog so indruk gemaak het dat hulle dat
dat hulle heilig word, verklaar word. So dis hierdie kyk by Johannes van die Kruis. Ek bedoel, hulle het hom 9 maande opgesluit. Hulle het hom gemartel. Hulle het hom seer gemaak. Hulle wou hom doodgehaat het. Maar nou is hy St. John of the Cross. So ek dink is ook wie jou biegvader was, wie was jou fans? Wat kan hulle doen om die proses in plek te sit en te laat gesit, maar en hoekom met ons sekere, hoekom kan Johan nou in 2025 of 24 daai boek lees en dit nog steeds vir haar betekenis, so daar's tog iets somewhere wat die kerk ook begin optel van, party werke is klassiek in 'n sin, daar's 'n voortdurende betekenis en ander verdwyn. So saam met die persoonlikhede. Ja. Ek sien Bridget vra 'n admin vraag. Sy vra as daar voorstelle is oor hoe mense sulke sessies kan inrig vir die toekoms. Kan julle maar ook sê, ek dink julle kan ook maar vir ons 'n e-pos stuur of so, want hierdie het maar baie ad hoc begin, so ek dink dit maar soos ons dit doen. Ja. Sy natuurlijk, ja. Met wie praat ek? Daai aanhaling wat jy gemaak het, dat we are not angels, we have a body. En ek dink dit is nou nogal ook iets wat ook weer na kan gaan kyk, omdat ons ook werk met liggaamlikheid en liggaamlikheid so voor op die voorgrond is, ook in die teologie vandag. Maar dis my verskriklike mooi aanhaling, we are not angels, we have a body, en dat dit deel is van die geloof en van menswees en van alles. Ja, en ek dink ek wou dit inbring, want ek dink ons het ook stereotyperende verstaan van heiliges, en van nonne, en van alles klooster, en alles katholiek, is dat ons assume, aanvaar, net baie maklik, dat liggame was die belangrike en nie die siel. En ek dink nie, dis so nie, dat die twee, die bewussyn van menslikheid, en ek is besig met navorsing oor Harderwyk, en ek het net weer ook besef, dit is vir my, en ek was nou net interessant, ek was nou in België, 6 weke in Leven, en daar was in Leven 2 uitstallings oor ekstase, 2 verskillende uitstallings, oor ekstase, middeleeuse vroue, extreme behavior en goed is soos dit, maar die interessante is dat in al die verhale is daar waar iets gebeur in die heilige of die mystiek of die teoloog of wat julle ook al wil noem, het meestal te maak is waar hulle die menslikheid van Jesus ontmoet. Die liggaam. So ek gaan nou 'n bietjie op 'n tangent gaan, maar dit was net vir my, ek het dit nog nooit so aan gedink nie. By een van die uitstallings was daar soos 'n stem wat vra, hoekom het van hierdie mense, want ons sal dink is ekstreem, hulle self seer gemaak, want dit raak so 'n bietjie masochisties op plekke. Hoekom het van hierdie mense hulle self seer gemaak om die lyding van Christus te ervaar? En toe sê die een vrou, dis amper soos as jy sien iemand maak iemand anders seer. So sien nou maar jy staan langs die kruis, ek gebruik nou daai woorde, en iemand is besig om vir Jesus te gesel. En jou deernis vir Jesus se menswees, sy lyf, hy word nou seer gemaak, is van so 'n aard dat jy boor hom val, sodat die persoon jou seer maak. Dis vir my nogal so dis nie 'n so hierdie ervarings van nabykom met Jesus was ervarings van Jesus se menslikheid
ek voel vir hom jammer, ek kry seer, en dan is dit omdat sy liggaam seer kry. So ek dink dit skuif net 'n bietjie ons stereotypering van in die kloosters het net gegaan oor die siel en die liggaam was niks. En Teresa het nie so gedink nie. Soos sy het gesê, toads cannot fly. She's supposed to be able to fly, nie? Ons is mense. Ja. Enige ander? Liesel, ek weet nie of hierdie aanhaling reg is nie, maar ek dink James Finn het een keer oor Teresa gepraat en ek dink net oor die tema van wederkerigheid wat jy ook nou hier uithaal. Wat sy glo 'n visioen gehad het en dat Jesus aan haar verskyn en Jesus vra vir haar, wie is jy? En toe sê sy is Saint Teresa van Jesus, want dit was haar naam gewees. En sy vra toe vir die persoon wie aan haar verskyn, en wie is jy? En toe sê hy, ek is Jesus van Teresa. Ja, nee, maar dis wie nodig. Ek dink dit was haar skuif. Haar skuif was vir wie nodig. En die lydende Christus het haar nodig. En dan weer eens die stereotype, okay, nou is ek 'n non, so ek moet nou bid en kyk na my siel, so ek moet in die klooster bly en ek moet nou maar net bid. En al hierdie wonderlike ekstases wat ek ervaar nou maar beleef en hartseer wees as dit nie daar is nie. Maar dis nie wat sy doen nie. Sy gaan uit die klooster uit met haar sandale en Spanje is 'n groot land en Spanje is 'n droë land en Spanje is 'n warm land en vir 'n baie groot deel van haar lewe en van haar 50s af onwards. So sy was ook al toe na 50, 60s. Is sy in die land en sy gaan hervorm kloosters. Omdat Jesus haar nodig het. So daai spel tussen dis ook sy skryf, ek dink is in Teerkaas, ek kan nie onthou nie waar sy skryf dat as hierdie nonne so verlang en net wil hulle verlustig in gebed en een van hulle wil net die ekstatiese ervaring van God hê, miskien moet ons hulle net 'n bietjie laat iets gaan doen. Iemand fisies gaan laat lief hê of iemand gaan laat versorg, want ons kan nie net sit en dit net nie doen nie. Ja. Ja. Okay. Maar ek bedoel, dit is 'n beautiful book. So ek sê, dis baie maklik, daar's 'n klomp van die PDFs, party van die PDFs is maar net 'n bietjie in ou Engels, so maar net jou ou Engels afstop of jy dit lees van die vertalings, maar daar's 'n paar mooi vertalings, en ja, miskien moet ek ook net dit sê, dit die interessante van baie van hierdie vroue teoloë, eintlik van die 12de eeu af, van 13de eeu van Juliana of onwards, skryf natuurlik in die omgangstaal, hulle skryf in die vernacular, sy skryf in Spaans, sy skryf nie in Latyn nie, sy skryf in Spaans, sodat haar susters, haar nonne, 'n groter gehoor ook haar werke kan lees. Hoe wyd haar goed versprei is, weet ons nie. Ons weet ook sy het baie vriende gehad, so baie van haar briewe is aan vriende en persone wat saam met haar pad geloop het. So as jy deur haar verhaal lees, daar was altyd in haar lewe was daar iemand wat op daai stadium vir haar goed was in 'n breër sin, wat iets van haar verstaan het, haar waardeer het, haar aangemoedig het, geestelike begeleiers, vriende, persone vir wie sy gekommunikeer het. So sy was nooit alleen, sy was net nooit alleen nie, en ek het ook verstaan dat deur haar goed werk, hoe belangrik dit is, dat mens toch vorms van companions het, daai vriende,
wat jou bevestig, wat haar dra, wat haar gehelp het om eintlik haar teologie te formuleer, want die oomblik as iemand vir jou vra wat gaan nie aan, dan moet jy tog op 'n manier kan sê. En dan wil ek net 'n laaste ding sê, vir enige iemand wat, ek soek altyd studente, enige iemand wat interested is in media, en images, as jy nou 'n bietjie gaan Google, Teresa van Avila images, dan is daar verskriklike, vreemde, moderne beelde wat uitkom, waar sy eintlik lyk of sy flirt vir die kamera. Dis maar interessant hoe sy reproduce word in moderne, sê maar katholieke, daar's baie katholieke goed om science bekend te stel aan kinders ensovoorts. Maar as 'n een prent waar sy, ek bedoel toe sy amper by die dood omgedra het, sy was die res van haar lewe, was sy eintlik maar bietjie krepeel, sy het moeilik geloop, sy het regtig health issues gehad, so sy was nou nie 'n beauty nie. Maar gaan kyk nou hoe mooi word sy gemaak. En dan wonder jy 'n bietjie hoekom. Hoekom is sy so bietjie so? Hoekom is sy so bietjie sensual? Wat gaan aan? Hoekom? Dis maar verskriklik fascinerend, die resepsie van heiliges in 'n katholieke kultuur en hoe hulle vroulikheid op verskillende maniere uitgebeeld word. So as enigiemand wil gaan kyk en interesting. Alright, so ek dink ons tyd is op. Is reg? As daar niks anders is, gaan ek nou vir julle baie sê.